Rykman en Lazarus. Rykman en Lazarus is een van die min plekke in die Bybel waar ons Here Jesus Christus self praat oor wat in die wederkoms gebeur, wat na is dood gebeur. En dis 'n pragtige stuk, is 'n bemoedigende stuk, maar dit kan ook 'n vreesaanjaende stuk wees. Hier is hoekom. Daar's twee persone wat hiervan gepraat word. Die een man is 'n arme man, hy lê, hy's honger, hy's in die wêreld se oë, is hy niks werd nie. Maar hy sien God het hom geken. God het hom geken. Dan jy rykman. Die rykman wat almal geken het en in die strate rondstap en hy's in die wêreld se oë is hy 'n goeie ou. En in die wêreld se oë is hy iemand om na op te kyk. In die wêreld se oë is hy dalk iemand wat die moeite werd is om voor te sterf. En dan gaan albei dood. Die hartseer is die rykman word beskryf as een wat doodgaan. Hy sterf, maar word gesê hy sterf. En hy's in die voorpoorte van die hel. En daar in die voorpoorte van die hel is dit nie lekker nie. Hy kry swaar. En hy smeek en hy vra, asseblief kan ek maar net teruggaan. Kan ek maar net teruggaan en vir my mense gaan waarsku. En dan sê ons Here Jesus in die gelykenis iets wat nogal hard is, maar wat 'n realiteit is die skrif. As jy die skrif het jy alles. Selfs 'n wonderwerk. Selfs al staan iemand op by die dood of kom terug vanuit die dood om te waarsku, gaan die mense dit nie glo nie. As die skrif lees en nie glo. So die skrif is 'n kragtige getuienis, die kragtigste getuienis wat daar is. Maar vir ons wat glo is daar hoop. Want Lazarus word beskryf as hy gaan nie dood nie, hy verwissel net die tydelike met die ewige. En daar in die voorpoorte van die hemel sien ons word hy word weggeneem en toe die engele kom haal hom. So ons wat geliefdes verloor het, wat in Christus gesterf het, vir ons het daai ryke, soete vreugde, soete gerusstelling, dat ons geliefdes, die engele het hulle weggeneem. Ons het die dood gesien aan hierdie kant. Ons het dalk die liggaam gesien wat styf trek en al hierdie lelike dinge, maar hulle het iets anders ervaar. Hulle het ervaar hoe engele hulle wegvat. En nou is hulle in die voorpoorte van die hemel en wag vir die koms van ons Here Jesus Christus. Wag laat die tydelike met die ewige vir altyd gewissel word. En Lazarus word beskryf as aan die bors van ons vader Abraham. Simbolies van 'n soete troos, 'n gerusstelling, 'n tydelike seer, 'n tydelike hel op aarde word verwissel met 'n soete heerlikheid, 'n gerusstelling, 'n in God se teenwoordigheid wees, 'n ewige rus. En dis wat vir ons wag. So hou vas, al gaan dit moeilik, al gaan dit swaar, hou vas aan hierdie soete wete. Hierdie is tydelik. As 'n ewigheid wat wag op ons. En ons hoef nie te vrees nie. Ons hoef nie daai moment van doodgaan te vrees nie, want die engele vat ons weg na hom toe. 'n Toestand wat ons nie kan beskryf nie. Dinge ver bo ons verstand. Dit wat die oog nie gesien het en die hart nie opgekom het nie, dit wag vir ons. En mag dit ons troos wees, mag dit ons hoop wees tot in ewigheid. Amen.